Soveel meer, episode 17. Dit is nou lekker. Einde van haar eerste maand hier in die Palekamp en Renata se eerste inbetaling van Van Ryn Uitgewers vir haar bydraes gelewer op die Van Ryn Afrikaanse Skrywers app. En Chanel wat haar komplimenteer met haar storie van Santi en Dion. Daar is ook komplimente van die ou wat hulle taalversorging doen. Hy sê blykbaar vir Chanel dat hierdie Ria Benadi vrou maar mag skryf en hy sien uit met dit waarmee sy in die toekoms vorendag kan kom. Daar is nog geld in haar rekening inbetaal van die tuisnywerheid in Pretoria. Haar voorraad is blykbaar laag en haar sketse uitverkoop. Daarom maak sy 'n pakkie op om in Ermelo te gaan pos. Die laaste inbetaling in haar rekening is van die padstaal vir die geknoopte macramie paddas wat sy daar verkoop. Sy het geknoop dat haar vingers bloei en geskryf dat haar brein en kreatiwiteit leeg getap is. Nou kan sy darm brandstof in haar kar gooi om haar aflewerings te gaan doen. Die seisoen is besig om te draai. Daar word voorspel dat gister se harde reën die laaste van die seisoen was. Die pas afgelope naweek was hier weer mense in die kamp, meer vroumense as manne, waarby Adam in die laaste huisie in die ry duidelik belang gehad het. Dit klink soos voëlkykers en dit klink asof hy ook een is. Hulle was waarskynlik hier omdat hulle gehoop het dat Adam 'n baie spesiale voël het om vir hulle te wys. Een wat party van hulle nog nooit tevore te sien gekry het nie. Een wat hulle nog nie op hulle eie lysie kon aftik nie. Toe is die klomp eers links verby Renata se plek, met die mooie Adam vooruit. Daarna is hulle weer ander kant toe, en Adam het weer eens flink vooruit gemarcheer. Hulle was gelukkig, dit het net soms gereën oor die naweek, meestal in die aande. Dit is mos 'n vreeslike natter as natste jaar, die dat die meer so hoog opgestoot het. Saterdag aand het die klomp saam in die lapa gekuier en gebraai. Renata het geen idee hoekom nie, maar net voor dit gebeur het sy gesien hoe Adam na haar huisie toe aankom. Haar deure en gordyne was toe, maar sy het hom deur 'n skreef gestaan en dophou. Hy het halfpad teen haar trappe opgeklim en lank na haar deur gestaan en kyk. Toe het hy omgedraai en weggestap om by die mense in die lapa te gaan aansluit. Wou hy haar kom waarsku dat daar dalk 'n geraas in die lapa gaan ontstaan en byvoorbeeld om verskoning kom vra. Moontlik, maar hy hoef glad nie bekommerd te wees nie. Sy was in elk geval in 'n wêreld van haar eie. Haar skryfwêreld waar niemand haar sommer kan kom steur nie. Veral nie as Adam alweer die inspirasie daarvan was nie. Hierdie keer was Adam 'n staptoer veldwagter in die Kreurwiltuin in haar storie, wat sy vir Saterdag aand geskryf het. Hy het sy staptoer geselskap die wildernis ingelei, groot 5 omgewing. Oor sy skouer was nie 'n kamera met 'n lang lens nie, maar 'n lang olifantgeweer, waarmee hy moes keer as 'n leeu dreig om een van sy ekspedisielede op te vreet. Om sy nek is daar 'n verkyker en daarmee verspied en verken hy. Daar was een spesifieke dame wat hy graag beter wou leer ken. Iemand waaraan hy 'n klein bietjie meer aandag wou skenk. Met elke staptoer is daar een of meer dame van enige ouderdom, waarop Adam sy verseer instel. Nie die geweer se verseer nie, nee, daardie verseer waarmee hy haar later gaan weglok na sy eie houthuis in die kamp, waar hulle mekaar oneindig baie plesier mee gaan verskaf. So vreet hulle twee mekaar dan op, en die leeu's en die roofdiere kry niks. Teen die tyd dat Renata haar storie klaar geskryf en ge-e-pos het die klomp in die lapa ook begin om uit mekaar te spat. Renata het die ligte in haar huisie afgeskakel. Toe sy versigtig, sonder om aandag te trek, uitgestap op haar dek om te kyk of Adam van die Palekamp
hier langs Chrissies Meer ook vir hom 'n lid van die vroulike geslag in die voelkyk geselskap uitgesonder het, om na sy houthuisie te lok, om sy bietjie die voeltjie se vere daardeur mekaar te krap, by wyse van spreuke. Maar nee, die man is toe alleen teen sy trappe op, sonder om weer in die rigting van enige van die ander gaste in die ander huise te kyk. Sondag het die voelkykers na 'n laat ontbyt, ook daar in die Lapa, weggery uit die kamp. En vir die res van die middag het Adam toe daar op sy dek voor 'n laptop gesit met 'n 110 voet lange kanon vir 'n lens aan 'n kamera op die tafel waar hy werk. Seker om die data van die voelkykery in sy rekenaar in te voer op een of ander program. Vanoggend voel Renata skatryk en vreeslik dapper na al haar inbetalings. Sy maak vir haarself koffie en roer kitspap meel met kookwater in 'n bakkie. Daarmee stap sy op haar dek uit en gaan sit by die tafeltjie daar buite. Skielik is daar 'n beweging aan haar regterkant en uit die hoek van haar oog sien sy hoe Adam by sy trappe afstap, weer met 'n 1000 voet kamera om sy nek en 'n rugsak oor sy skouer. Adam kyk nie links nie en Adam kyk nie regs nie. Adam stap na die bos voor sy huisie en daar sit hy sy vrag neer. Toe sleep hy 'n kanoe of 'n bootjie met spane daar tussen die takke uit en keer dit om, voordat hy dit nader aan die water sleep. Hy tel sy rugsak en kamerasak op en sit dit in die kanoe, voordat hy die bootjie die water instoot, waarna hy self inklim en begin roei. Hy is nogal behendig daarmee en verdwyn spoedig buite sig. Renata spring op en gaan haal haar verkyker. O my kriek, weet hierdie onskuldige voelkyker dat hy nou reguit mik vir die eiland van die mensvreter vroumense. Adam roei daar om die eiland sien sy nou, min wetende dat hy nooit weer toegelaat gaan word om na sy gewone lewe toe terug te keer nie, want daar aan die ander kant beland Adam se kanoe in 'n verskriklike draaikolk. Dit draai en tol hom en sluk hom, sy boot, sy dierkamera en wat hy ook al in sy rugsak het in. Adam probeer uitswem, maar die afwaartse spiraal is te sterk en dit suig hom na die bodem van die meer. Wanneer sy longe wil bars, sien hy haar deur 'n watergordyn aangeswem kom. 'n vrou, 'n mooi vrou, die koningin van die dieptes. Hy gryp na die hand wat sy uitsteek, sy sleep hom na daar waar suurstof uit 'n vreemde bron kom. En uit in die tuin van Eden, waar vrugte van alle soorte aan bome groei. Op die lowergroen graskombers onder die bome bly Adam uitgeput lê en wag dat sy asem moet terugkom. Hy is verstom oor die mooi, sterk vrou en die manier waarop sy na hom kyk. Dit laat hom besef dat sy dink dat hy iets baie besonder en spesiaal is. Sy begeer hom met alles wat van haar die koningin van die dieptes van die meer maak. En toe gaan sit sy langs hom en begin die knope van sy hemp losmaak. Maar toe sy met die hulp van sy kniebroek begin vroetel, keer hy vervaard. Vererg klap sy hand weg. Hier, in hierdie waterland, is sy die een wat die leiding moet neem. Maar voor Renata haar storie te ver vooruit hardloop en sy die helfte daarvan vergeet, moet sy eers ry. Sy moet 'n aflewering gaan maak. Hugo is deeglik bewus daarvan dat die paddaknoper vroutjie hom van haar stoep af sittend ophou, terwyl hy dieper en dieper in die meer inroei, tot by die eiland waar hy hoop om 'n paar watervoëls met hulle kleintjies te sien te kry. Hy wil hulle afneem. Hy ken die eiland soos die palm van sy hand. Wanneer hy aan die ander kant tot by die paal wat hy self daar geplant het kom roei en die boot vasmaak. Hy werk die bootjie eers
tot in die vlakwaters, voordat hy met sy waterskoene in die water uitklim. Hy dink weer aan Saterdag aand, toe hy en die lede van die ornitologiese vereniging saamgebraai het in die Lapa. Hy het oorweeg om te gaan hoor of die vrou van nommer 1 sal belangstel om saam te kuier. Daar is mos veiligheid in getalle, in nommers, hoeveelhede. 'n Klomp mense, waarvan die meeste lede van die vroulike geslag is, waarskynlik haar voorkeur, as hy haar aan haar vriende mag oordeel. Dit pla natuurlik nog steeds, dat haar kunswerk so sleg gesê het. Die grap is, dat baie van die mense wat Saterdag aand saamgekuier het, gedink het, dat daar 'n vreeslike mooi toupadda langs die wasbak in sy Lapa hang. Hy wou dit ook vir die paddavrou gaan sê het. Toe sien hy, dat alles daar by haar toe is, skuifdeur, vensters en selfs haar gordyne. Toe draai hy maar om en loop eers weg. Hy stap na sy spesiale sitplek hier op die eiland, wat hy met die res van die sement waarmee hy die paal geplant het gebou het, so half agter die bome. En toe haal hy sy verkyker uit. Maar die verkyker doen toe 'n baie snaakse ding. Dit draai homself in die rigting van waar hy nou net gekom het en kam oor die dekke van die huisies daar op die oewer van die Palekamp. En daar staan die geheimsinnige vrou van huisie nommer 1 en kyk ook met haar eie verkyker oor die water reguit hier na hierdie eiland toe. Dan verbeel hy hom dit glad nie. Sy hou hom dop met 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk. Hugo laat sak sy verkyker haastig, al weet hy dat daar geen manier is om hom hier tussen die lae takke van die struike raak te sien nie. Tweede Wêreldoorlog. Haar naam is Helga van Bruckenstein. Want moenie die verleidelike pink kledingstukkie wat sy strategies gelaat het waar Yuri Rostov dit moes sien nie. Rostov, want hy so verstok en geroes op daardie gebied, dat hy dit glad nie kon sien kom het nie. Helga wat op die punt is om hom te verlei, sodat sy kan uitvind waar hulle die geheime duikboot van die Russiese magte bære. Sy wag agter die duin, toe hy met 'n roeiboot van die strand af vertrek, en iewers op die oop see besluit hy om net eenmaal terug te kyk, en daar staan sy, oop en bloot op die strand, met 'n verkyker voor haar oë. Yuri besluit, as jy dit op 'n skinkbord sit, vroumens, dan kom haal ek dit vanaand, maar die duikboot sal jou landsgenote nooit kry nie. Inspirasie uit 'n vreemde oord. Hy moet net eers Theo en Letty is 'n boereoorlogstorie afhandel. Hy het aanvanklik beplan dat Theo se kop afgekap moet word deur sy eie Britse makkers, wanneer hulle op 'n stadium ongenooid terugkom plaas toe en dan vir Letty daar kom pla. Hy het dit gedoen in 'n poging om haar te verdedig, en toe kap een van hulle met een hou sy kop af. Chanel sal min of meer 'n ottertjie kraam wanneer sy dit lees, want dit is hoe hy gedink het dit moet gebeur. Alles is regverdig in liefde en oorlog. Maar nou raak hy so half en half geheg aan Theo en Letty. Hy sal Theo en Letty se storie in die volgende week klaar skryf en instuur, en hy sal maar dat hulle leef vir altyd en altyd gelukkig daar op die plaas. Vir Yuri en Helga gaan hy nie genade hê nie. Iewers moet hy 'n afkop perderyter in sy stories inwerk. Hy's 'n man. Hy skryf wilde, woeste, moord en oorlogstories. Agterna stap Hugo op die eiland rond. Hy kry 'n paar lekker foto's van die voëls en hulle kleintjies. En toe hy later op sy wegkruipstoel gaan sit om die koffie in die fles in sy rugsak te drink, sien hy dat die rooi kar nie meer in die hok agter die Lapa daar in die Palekamp staan nie. Helga is weg. Yuri roei nog 'n bietjie rond en toe keer hy terug na die huis van waar hy sy geheime ekspedisies
vir Rusland uitvoer. 'n Huis met dik mure en geheime kamers, waar hy sy radio's en morsekode toerusting agter slot en grendel hou. Al weet hy, dat hy en Helga vanaand in sy bed gaan liefde maak, en waarskynlik gaan hy haar daarna doodmaak. Mag sy nooit weet, dat hy eintlik 'n dubbele agent is nie. Daardie inligting sal hy saam met hom na sy graf neem, of op die perd, waarmee hy teen skemeraande daar langs die Sternbergsee gaan jaag, dat ystervonke uit die klippe onder sy hoewe gaan uitslaan. Want jammer, hy sal nie die afkopperyterie langs Christie's meer laat hardloop nie. Daar is mense wat regtig baie hard probeer om toerisme hier aan die gang te kry, en hy gaan hulle nie die skrik op die lyf jaag met soldate wat nie te ruste kom nie. Hugo spoel sy blikbeker in die water van die meer uit en sit dit in sy rugsak. Hy laai dit saam met die kamera aan die boot, klim in, hak los en roei terug na die palekampie aan die ander kant van die water. Dit is om en by etenstyd, toe hy daai kant uitsleep en opstap na sy houthuisie. En daar raak hy vreeslik honger. Nee, noem het liewer lekker bekkig, belustig vir enige iets wat hy nie in sy yskas aanhou of vir homself kan gaar maak nie. Hy stort vinnig, trek skoonklere aan en stap weer teen sy trappe af, die keer na sy bakkie toe. Rooikar is steeds uit, sien hy terwyl hy wag dat vir die hek om sy ding te doen. Daarna ry hy reguit na die Frog padstal toe. By die instap sien hy presies waarvoor hy lus was. Dit staan op die toonbank, 'n proesel van daai hoenderpastye, waarmee die spyskaart hom nou die dag so onbeskaamd gekoggel het met sy vorige besoek. Hy proe nietemin eers 'n klein stukkie om seker te maak dat dit regtig lekker is, waarna hy een bestel om huis toe te neem, met slaai en nog 2 wat hy in sy vrieskas gaan sit, sonder slaai. Terwyl hulle dit vir hom in die kombuis gaan verpak, stap hy eers weer na die boeke, daar op die Book Exchange, om dit deur te gaan kyk. En toe stap hy half agter die rak in, want daar stap sy in. Helga van Brookenstein. Rusthof hoor hoe die kastig, onskuldige man agter die toonbank vra, "Dame, het jy die ware gebring?" Sy sê, "Ja, dit is alles hier." 'n doos vol paddas. Gewere man, hulle maak asof dit paddas is, wat hier vandaan na die uithoeke van die aarde moet gaan, met antennes, wat die Duitse magte op die spoor van die onskuldige Jode gaan bring. "Proe my hoenderspastei," sê die baas van die ondergrondse organisasie, die smokkelaar. En Helga proe, "Jemmel, dit is heerlik, wat kos so pastei?" Die man noem die bedrag en Helga duins effens terug. Sy wou, maar sy kan nie. Die oorlog het almal arm gemaak. 'n Ander keer dankie, antwoord sy stywerig. Sy groet en stap uit na die Spitfire, wat daar buite op haar wag. Rusthof wag dat sy eers opstuig, voordat hy Hugo weer agter die rak laat uitkom. Hy betaal vir sy ware en gaan klim in sy bakkie om terug te ry plaas toe. En daar sien hy die vrou weer, waar haar Spitfire sekerlik afgeskiet is. 'n rooi Renault Stepway wat in die modder vassit, daar waar hy net nou so gemaklik met sy eie tank kon verbydroon. Helga is gelukkig net lig beseer. Daar by haar voete rond, want is vol modder. Sy het haar skoene verloor in die impak en sy staan enkel diep in die bloed en modder en kyk rond. Hugo ry stadig langs haar verby, om nie te veel modder op te spat nie, tot aan die ander kant van die modderplas. Hy hou stil, trek sy skoene uit en klim in die waterskoene, wat hy elke somer agter op sy bakkie gooi, net vir ingeval. Hy haal die nylon ty agter die sitplekke van sy bakkie uit, wat ook gewoonlik met hom saamry, net vir ingeval. Rusthof stap tot voor Helga en toe vra hy, "Jy het nie net nou met hierdie pad gekom nie, of hoe?" "Nee," antwoord sy, "ek het Ermelo omgery." "Ok."
Hy buk voor die rooi tuig en vind daai oog waarin jy moderne karre kan haak en sleep. Hy is redelik behendig daarmee. Hy het al dikwels gesleep en hy is self al meer as een keer uitgesleep op plekke. Is jou kar uitrad? Handrem af, vra hy. Sy knik pieringoog en vra, moet ek agter die stuurwiel inklim? Ek dink jy moet, want as die Spitfire uit die modder loskom, moet jy rem trap, voordat jy opstyg, wanneer ek voor jou stop. Maar wag, hy stap terug na sy bakkie toe, en bring vir haar 'n handdoek, waarmee hy gewoonlik aangestoomde ruite van binne afvee. Maak jou voete skoon, voordat jy in jou kar klim. Nee, dis 'n nuwe handdoek, keer sy. Nee, is nie 'n nuwe handdoek nie, en hy is in elk geval klaar vuil. Dit kan weer gewas word. Dankie, sy gaan sit en dons die handdoek vir die res van sy aardse bestaan op. Maar Rego het dit verwag. Daai handdoek sal nooit weer net liggroen wees nie. Maar dit is ook maar alright, solank hulle net die bloed kan stop. Hy klim agter die stuurwiel van sy groot tank in en sleep die gevalle Spitfire van die vyand uit sy modderbed, voordat dit in nog vreemder hande beland. Hy stap na Helga toe en sê, skakel aan, dat ek kan sien of jou voertuig reg is. Sy skakel aan en druk in rad. Toe sê hy, ry voor, sodat ek kan seker maak, dat jy vir die res van die dag uit die moeilikheid bly. Word vervolg, en dankie dat jy so ver geluister het aan soveel meer. As jy wil, kan jy asseblief die stories vir ons like. Jy kan dit ook aanstuur na ander mense toe, en vir hulle vra om te subscribe op ons kanaal, as jy dink is die moeite werd. Maar dankie vir jou, wat in elk geval hier luister.